Goeiemôre. Baie dankie vir elkeen wat vanoggend gekom het om op hierdie manier ook vir Knapie en Sunay by te staan en hulle te ondersteun en ook van Christa afskeid te neem. Ons het by die deure die blaadjie gekry en voor op die blaadjie sien 'n mens hoe pragtig sy daar lyk. En aan die binnekant is dit vir my so mooi waar julle as 'n familie skryf. Christa was 'n besondere vrou met 'n hart van goud. Haar liefde vir haar familie, haar vriendelikheid, haar krag en haar sagte geaardheid het die lewens van elkeen wat haar geken het verryk. Sy was 'n bron van inspirasie, 'n lig in die donker en 'n veilige hawe vir elkeen om haar. Langs haar foto sien ons dat sy is gebore op die 6de Junie 1967 en oorlede op 1 Augustus 2026, vir ewig in ons harte, altyd in God se sorg. Toe ek nou vir Sunay vra, maar wie gaan nou die huldeblyke doen? Toe sê sy vir my, nee, hulle het nou nie daaroor klomp dinge gepraat nie. Dit wat hier staan, is wat hier staan. So ek wil vra, die van julle wat vir Christa geken het, en naby iemand anders sit, draai ding net so oomblikie, en dan gaan ek 'n geleentheid gee, wat jy net vir een langs jou iets kan sê van Christa. As jy nou iets moois kan onthou van haar, deel het. As jy niks kan onthou nie, sê maar vir die ander een, joeg, ek dink nou nog. Maar ek wil net so 'n oomblikie kans gee, dat ons net iets vir mekaar sê, oor wat ons van haar onthou, wat ons by haar gehoor het en ervaar het. Aan die einde sal ek ook 'n geleentheid gee, as jy die vrymoedigheid het, kom na vore, en kom deel het ook, dat ons almal weer haar stories met mekaar kan hoor, en kan deel. So ek gaan so 'n oomblikie gee, dink so 'n bietjie, as jy nou vir iemand so 1 of 2 sinne kan sê oor Christa, wat jy van haar onthou, kom ons draai na mekaar toe en dan deel ons so ietsie daarvan met mekaar. Julle twee het nou al baie gepraat hierdie afgelope tyd oor Christa, Knapie. Maar kom ons dink vir 'n oomblik, wat is dit wat jy na vandag geweldig mis oor haar? Netbalspeler, vriendin, vrou, ma, suster. Kom ons draai na mekaar en dan deel ons dit. So nou as ek reg is, dan is die foto geneem met jou belydenisaflegging. Ja, en as 'n mens so na die agtergrond kyk, wat dalk op die skerm nou nie so duidelik is nie, dan is dit hier voor die preekstoel, waar daai pragtige foto van jou ma geneem is. En dis soos 'n mens haar graag wil onthou. Ons weet die laaste paar maande was baie swaar, ook in besonder vir julle twee, en ons wil uit ons hart uit ook vir julle dankie sê, vir al die geduld, al die liefde, al die sorg, wat julle ook vir haar gegee het, terwyl sy by julle was. Ons weet aan die einde toe raak het te swaar, te moeilik, en toe kon sy hulp kry in Durbanville in die hospitaal, en uiteindelik was dit Knapie die beste gedagte, dat sy daar goeie professionele hulp kon ontvang, en dat sy tot op die laaste gemaklik gemaak kon word, sodat sy ook met daai vrede kon heen gaan. Maar uit my hart uit vir julle dankie, vir wat julle twee vir haar beteken. Baie dankie ook aan die familie, wat vandag hier is, Helena, dankie ook vir jou teenwoordigheid. Ai man, toe ek so na Knapie luister, toe besef ek, dis al 'n lang pad wat julle eintlik met dood stap. Knapie, jy het vir my vertel, hoe jy vroeg jou pa verloor het. Mense is nou jonk in die familie, so daar is ook 'n paar wat al voor jou gegaan het, die broers, en by julle die susters. So mens lewe maar altyd met hierdie gedagte van die lewe is kort. Dit gaan gou verby, soos die Bybel sê, dis 'n skaduwee. Maar die groot uitdaging is om nie toe te laat die dood ook die lewe steel, terwyl 'n mens dit het. So mag vandag, mag die dae wat kom, mag die Here op 'n wonderlike manier vir julle twee aanmoedig om te leef, terwyl julle so bewus is van die mag en die krag van die dood in ons almal se lewens. Een van die tekste wat op die blaadjie is, en baie dankie vir die blaadjie Sunay, jy het dit baie mooi gemaak, is Psalm 34, wat sê regverdiges roep om hulp, en die Here luister. Uit al hulle benoudhede red die Here hulle. Die Here is na aan hulle wat gebroke harte het, wie se gees verpletter is, verlos hy. 'n Regverdige ervaar baie teenspoed. Ons is nie uitgesonder, laat dit nie met ons gebeur nie, maar uit dit alles wat met ons gebeur, red die Here ons. Kom ons raak saam stil, en terwyl ons vir Christa so in ons gedagtes het, en hier voor ons het, en ook bewus is van ons eie gebrokenheid en verganklikheid, kom ons buig die hoofde saam, en dan raak ons bewus
van die Here wat hier in ons teenwoordigheid is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u deur die woord met ons kom praat en wil praat. Dankie dat u geken wil word. En het is wonderlik om te dink dat u nie net van geweet wil word nie, maar dat u geken wil word, soos 'n man sy vrou ken, en 'n vrou haar man, intiem, met 'n diep bewuswees van mekaar se teenwoordigheid, voortdurend. Dankie dat ons van u kan weet, en u kan ken, deur die Seun Jesus Christus. Dankie dat Jesus die woord is, wat mens geword het, wat onder ons kom woon het. Dat ons kan weet dat Jesus verstaan, wat deur elkeen van sy gedagtes gaan vanoggend, in ons gemoedere lewe. Dat Jesus u self is, wat na hierdie wêreld toe gekom het, God. En dat u as God ook daarom verstaan, wat dit is wat ons ervaar. Die vrese, die onsekerheid, die skok, die verslaandheid. Wat ons ook vanoggend ervaar as 'n mens aan dink aan Christa wat so jonk is. Vir jong mense dalk 'n mooi ouderdom, maar vir die van ons wat daar is en wat al verby daai ouderdom is, wat weer is so jonk om heen te gaan. En dat soos ook dink aan die lyding wat sy die laaste tyd ervaar het, wat sy eintlik in haar lewe geken het, in haar gesin. Here, dan gaan ons harte uit na haar, wat ook daai benoudheid en daai bekommernis ervaar, van hier is dit nou. Hier gebeur dit nou met haar. Hier is dit sy wat ervaar hoe die dood en die siekte 'n greep op haar het. Here, ons as mense kyk altyd op na die hoogtes, na die berge, daar waar die kragte en die magte is. En dan wonder ons, waar sal ons hulp vandaan kom? Dankie dat ons deur die eeue dit so helder en duidelik uit die woord uit hoor. Dit vir mekaar kan echo en beaam. Ons hulp, ons wat die kinders is hulp, kom van u wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit laat vaar die werk van die hande. Dankie dat u hier is, dat u ons lief het, dat ons dit aan die kruis in Jesus kan sien, en dat ons kan weet dat u ook vir Knapie en vir Sunay en vir hulle familie, Knapie se susters, Christa se suster, dat u hulle kom aanraak met u teenwoordigheid, met u troos. Dankie dat u hulle krag is, Here. Ons wag op u. Amen. Kom ons sing 'n lied saam wat almal van ons baie goed ken, wat 'n vriend het ons in Jesus. En wat beteken hierdie lied nie vir 'n mens in 'n tyd soos hierdie, om ook te ervaar dat die Here soos 'n vriend by jou kom staan, jou vashou, of jou sê ek kom in jou plek staan. Kom ons staan die wat kan en dan sing ons saam lied 444. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon weer om te gaan. Hoe verbeur ons toch die vrede, lei ons maat, net omdat ons nie ons noode uitstort in Gods Vaderhart. As versoeking en beproewing of as kwel in ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getrouwe as hy wat ons noode weet. Jesus voel met
gedruk deur laaste, onder kommer neergebuig. Dierbare Heiland, ons toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed hier. Aan sy boesem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Aan sy boesem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. As ons vanoggend stil raak rond by die woord van die Here, by Christa se afskeid en hierdie dankbaarheidsgeleentheid wat ons het om oor haar terug te dink, en vir die Here dankie te sê vir haar lewe en dat sy geskenk is aan ons, dan is haar gesig op hierdie program ook vir my soos 'n blom, wat voor ons oopgaan. En toe ek nou die dag daar by Knapie was, en hulle my so deur die huis vat, toe ontdek ek 'n hele kwekery daar agter in die erf. En ek het hom baie gesien ry in die strate en met hom gesels, maar nog nooit het ek geweet dat hy het 'n hele kwekery agter in sy erf nie. En gister het ons weer gesing daar by die ouer huis, en Knapie, as mense daar instap by hy Liebenberg se hek, dan is daar 'n hele skouspel hier na die linkerkant toe, voor die huis. En dit was nog altyd mooi vir my daar, maar die laaste tyd is dit ongelooflik mooi, want alles blom. En die rede is, oom Thuis het besluit, hy gaan ook na ouer huis, oom Thuis Karstens. En hy het bakkies en plante aangedra daar van onder by sy huis, daar tussen Langstraat en Voortrekkerstraat. En ek weet nie hoe hy dit doen nie, maar net soos jy wat ook 'n tuinier is en kweker, is net wonderlik om te sien wat gebeur as iemand groene vingers het. Oom Thuis wys my daar, dit is 'n Christus doring. Ek weet nie of julle dit ken. Maar hy druk hom daar hy het hom in die grond ingedruk, en aan die einde van hierdie stok, droë stok met dorings, is die pragtigste rooi blomme wat daar blom. En hy vat my so om die ou huis en hy wys my, hy het klomp saad in die hande gekry van wilde knoffel. En hy sê daar by Koringberg is handel so kop waar jy wilde knoffel kan kry, maar op ander plek het dit eintlik al uitgesterf met gif en goed wat ons spuit. En hier staan dit, die knoffelplantjies staan so, en hy is besig om weer saad by hulle te oes. En ek sê vir my, hy is regtig 'n bewaringsboer, want hy is besig om plante wat in ons omgewing uitsterf, is hy besig om te red, en vir hulle weer nuwe lewe te gee. Nou daai plante is nie uit jou kwekery uit nie, ek het nou nie afgegaan weer foto's gaan neem nie, maar dis die clivias en dan die chrysante. En dis wonderlik as 'n mens 'n kamer het wat nou nie so vrolik is nie, wat 'n paar blomme in 'n kamer kan doen, wat 'n lewe daar in 'n trek kan wees. En dis wat ek ervaar toe ek by daai voor ek instap van die huis, onder die bome hang daar mandjies met blomme. Oral blom alles. Dis nie 'n goeie ding nie, want eintlik moet dit nog reën, en ons is in 'n moeilikheid met die te min reën van die winter. Maar dit is asof die lente daar in die voortuin van huis Liebenberg is. En dit is die wonderlike van die Here. Dat die Here is die groot skepper, die groot een wat uit dood uit lewe bring, waar daar niks is nie, iets kan gee. Een van die tekste op die blaadjie is Psalm 23, wat die meeste van ons uit ons koppe uit amper ken. Wat sê 'n Psalm van Dawid? Die Here is my herder. En met 'n herder weet 'n mens dat hy is eintlik die lewegewer. Die Here is die een wat waar dit dood raak in my lewe, die lewe bring. Niks sal my daarom ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Psalm 23 kan ons oor en oor lees, en elke keer wat mense dit lees, dan is dit amper soos 'n vars bries wat deur jou lewe waai.
is dit 'n inspuiting wat jou opkikker en vir jou laat voel, maar nou kan ek deur die lewe in die oë gaan kyk. Maar daar's nog 'n teks op die blaadjie, en dit is Johannes 11, wat dit in soveel woorde sê, dat Jesus vir Martha gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het sy ook gesterwe. Elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid. En elke keer as ons begrafnis hou, dan vra die Here vir ons ook, soos hy vir Martha gevra het, glo jy dit? Glo jy dit? Dat Jesus die opstanding en die lewe is. En ek wil daai storie met julle deel, want dit is altyd lekker om na 'n verhaal te luister. En as ons sê die Here is ons herder, dan is dit goed om stories te hoor, getuienisse, van hoe die Here iemand se herder was. En die een kom nou uit die Bybel uit Johannes 11 uit. En dit gaan oor 'n gesin, soos wat ons gesinne is, 'n deel van gesinne is. En dit sê vir ons daar in vers 1, daar was 'n man met die naam Lazarus, wat siek was. Ons ken dit. Ons ken mense wat siek is. Hy was van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. So dis die drie van die gesin, dis Lazarus die broer, en dan die twee susters Martha en Maria. En in vers 5 word dit herhaal, om te sê, Jesus het vir Martha en haar suster Maria en vir Lazarus liefgehad. En tussen daai twee verse, vers 1 en 5, hoor ons so bietjie van hierdie familie. Dit was Maria, wat die Here met geurende olie gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe iemand na Jesus gestuur om te sê, Here, kyk, hy vir wie u lief is siek. En as ons vir familie sê, jong, pa is siek, of ma is siek, of suster is siek, of broer is siek, of oom is siek, dan sê ons eintlik daarmee, ons moet by mekaar uitkom. Want mens weet mos nou, siekte kan ook 'n sleg draai neem. En dan is mense tyd by mekaar verby. En daarom laat weet ons vir mekaar as iemand siek is, dat ons weet, maar daai een het ook geleentheid gehad om by daai persoon uit te kom terwyl hulle siek is, hulle te bemoedig. Wat beteken dit vir mens as jy siek is en iemand kom besoek jou nie? In hierdie tyd wat julle ook julle hartseer ervaar, weet ons wat dit vir julle beteken as iemand bel, as iemand 'n draai kom maak, as daar 'n skouer is waarop 'n mens vir 'n oomblik net jou kop kan laat rus, en iemand wat sy arms om jou gaan en jou so vir 'n oomblik vashou, dit beteken so baie dat ons mekaar in tye van swaar, van siekte en van dood kom ondersteun. En hulle stuur vir Jesus hierdie boodskap met die gedagte, hy is lief vir Lazarus. Die oomblik as hy die boodskap kry, dan sal hy haas, hy sal kom, hy sal alles doen wat hy kan om by sy vriend wat siek is uit te kom. En tog lees ons in vers 6, toe Jesus hoor van Lazarus se siekte, het hy nog 2 dae vertoef op die plek waar hy was. En baie vertalings sukkel met dit. Party vertalings vertaal hierdie vers 6 en dan sê hulle, en tog, toe Jesus hoor van Lazarus se siekte, het hy nog 2 dae vertoef op die plek waar hy was. Hy was nie baie ver van Betanië af nie. In 2 dae se tyd sou hy maklik al gekom het. En dit pla mense wat die Bybel vertaal om te vra, maar wat gaan hier aan? Hoekom het Jesus wat 'n vriend is en iemand wat lief is vir Lazarus nie dadelik gekom toe hy hoor dat Lazarus siek is nie? Eers na die 2 dae het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea. In vers 2 waar ons nou gelees het van hierdie Maria wat sy voete gesalf het en die susters wat iemand gestuur het, help Jesus ons in vers 4. As hy sê, toe hy die boodskap gekry het, toe hy dit gehoor het, het Jesus vir sy disippels gesê, hierdie siekte van Lazarus lei nie tot die dood nie, maar tot die verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Daar is iets wonderliks aan Jesus. Wat maak anderste as ek wat, sodra iets gebeur, dan wil ek reageer. Dan sê ek uit die blokke uit. Dat daar 'n kalmte is by Jesus. Dat daar geen ontsteltenis is by Jesus, toe hy hoor dat Lazarus ernstig siek is. Hy vertoef. Hy is rustig. Want hy het vir sy disippels gesê, Lazarus gaan nie sterf nie. En wat hier gaan gebeur uit Lazarus se siekte, is dat God gaan verheerlik word.
En uiteindelik was dit waarmee Jesus besig was om vir mense te help om te besef wie hy is en deurom wie God is. Ons lees dat Jesus toe vir sy disippels gesê het, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. En die disippels neem hom letterlik op wat hy sê, en hulle sê vir hom, Here, as hy slaap, dan sal hy gesond word. Dit is 'n goeie ding, as iemand siek is, en hulle slaap, hulle rus, dat hulle kan herstel van die siekte. Maar vers 13 sê, Jesus het van die dood gepraat, terwyl hulle gedink het, die disippels, dat hy van die rus van gewone slaap praat. Daar was by Jesus geen onduidelikheid, dat Lazarus gaan regtig sterf. Lazarus gaan regtig sterf. Hierdie siekte is tot die dood toe. En ons sien nie 'n onrustigheid nie, ons sien nie 'n angstigheid nie, ons sien dat Jesus heeltemal gemaklik is om te wag. Omdat hy weet dat daar iets is wat God beplan met die siekte en die dood van Lazarus. Toe sê Jesus openlik vir hulle, Lazarus het gesterf. En terwille van julle is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Dat ons kan besef dat daar gebeur so baie dinge in die lewe wat vir ons onverklaarbaar is, wat 'n mens vra en, Here, waar is U? Wanneer daag U op? Wanneer kom U? En dat ons hierdie verhaal kan hoor dat die Here het ook sy gedagtes oor die dinge wat in ons lewens gebeur. Dat die Here is ook met sy plan in ons lewens besig. En Paulus voel so sterk daaroor dat in Romeine 8 sê, alles wat in ons lewe gebeur, sal die Here ten goeie laat meewerk. Die Here is die oorsaak van alles wat gebeur het. Nie van die kwaad, maar selfs wanneer die kwaad met ons tref, wanneer ons aan die ontvangkant is van onreg, van siekte wat deur die dood en die sonde in hierdie lewe gekom het, dan hoef ons nie te voel dat ons uitgelewer is aan 'n noodlot nie. Maar kan ons weet, God is besig. Die Here rustig, kalm, op sy tyd, gebeur die dinge soos hy dit wil, sodat ons kan glo. Toe Jesus daar aankom, dis nog nie by die huis nie, maar toe Jesus nou by die mense begin kom wat gestuur is om hom te gaan haal, het hy gevind dat Lazarus reeds 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, ongeveer 15 stadion, so 2,5-3 kilometer. En baie van die Jode het uit Jerusalem uit na Martha en Maria gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, sy verwyd hom, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En dis iets geweldig om te sê. Dis iets geweldig vir 'n mens om van 'n ander mens te sê, as jy was, sou jy die dood kon gestop het. Martha is ontstel, sy verwyd vir Jesus. En nou is Lazarus dood. Jesus was nie betyds nie. En tog sê Martha vir Jesus, maar selfs nou weet ek, dat wat U ook al van God vra, God vir U sal gee. En ek wonder wat sy daarmee bedoel het. Want 'n bietjie later sal ons sien dat sy vir Jesus keer by die graf en sê hy ryk al. Los, dis verby. Terwyl hierdie woorde tog vir mens die gedagte gee dat daar 'n hoop by haar is, dat ten spyte daarvan dat haar broer alreeds dood is, dat Jesus dalk nog iets kan. Ons weet nie. Maar Jesus sê vir haar, Martha, jou broer sal opstaan. Martha sê toe vir hom, en dit is wonderlik dat hulle in daai tyd nog voordat Jesus aan die kruis gesterf het en uit die dood uit opgestaan het, dat daar geloof by die Jode was, dat wanneer God eendag kom, dan sal hy die dooies uit die dood uit opwek. Want sy sê dit vir hom. Sy sê, Here, ek weet dat Lazarus sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Die dood is so werklikheid. Lazarus wat hier sy asem uitgeblaas het in hulle huis, wat al reeds in die graf gelê is, dat sy haar hoop is op die eendag, wanneer God weerkom. Niks meer. Maar Jesus sê vir haar, Martha, ek is die opstand en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf.
En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf. Glo jy dit? Glo jy dit? En Martha antwoord en sy sê vir hom, ja Here. Ek glo dat U die Christus is, die gesalfde, die Messias wat beloof is in die Ou Testament, die Seun van God. Hy wat na die wêreld kom, wat van God na die wêreld kom. En nadat Martha dit gesê het, het sy gegaan en haar suster Maria eenkant toe geroep en vir haar gesê, die leermeester is hier, hy roep jou. Toe Maria dit hoor, het sy hastig opgestaan en na Jesus toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorpie aangekom in Betanië nie, maar hy was steeds op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by haar in die huis was en haar vertroos het sien dat Maria hastig opstaan en uitgaan, het hulle vir Maria gevolg, omdat hulle gedink het dat sy na die graf gaan om daar te huil. Toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê, in sy echo Martha se woorde, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het. Toe Jesus haar sien huil, en dat ook die Jode huil wat saam met haar gekom het dit hom ewig ontstel, en het hy diep bewoog geword. Dit is ook so wonderlik om dit te lees, want die kalmte, die rustigheid waarmee Jesus wag, dat Lazarus eers sterf en dan gaan hy. Die oomblik toe hy by die mense is en hy sien hulle emosies, dan sien ons dat daar iets heeltemal anders by hom gebeur. Dat hy ook aangedaan raak, bewoor raak, ewig ontsteld staan daar. Hy sê toe vir Maria, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk, en hulle gaan wys vir hom die graf. En dan daai kort versie in die Nuwe Testament, Jesus het begin huil. Hy huil nie soos iemand wat nie weet nie, hy weet. Maar hy huil omdat hy lief het vir ons. En is wonderlik om dit vir julle te kan vat, Sunay en Knapie. Dat 'n mens sê, sjoe, en as die Here nou hier was en hy het saam met ons nou begrafnis gehou, dan het hy baie dinge geweet wat ons nie weet nie, Sunay. Maar is wonderlik om te dink dat die Here in Jesus sou saam met ons gehuil vanoggend. En huil saam met ons. Daar is 'n mooi psalm wat sê in die hemel vang die Here al die trane in sy kruike op, in sy houers op. Hoeveel houers moet daar nie staan? Daarop het die Jode gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad, het Jesus vir Lazarus gehad. Maar daar was van hulle wat gesê het, ook verwyd het, kon hy wat die oë van die blinde man oopgemaak het, tog nie voorkom het, dat hierdie man sterf. Nou lees ons, Jesus het toe opnuut ewig ontsteld na die graf gegaan. Dit was 'n rotsgraf en 'n groot klip het daarteen gelê. En dan dink 'n mens vooruit aan sy graf, ook 'n groot klip wat daar gelê het. Jesus het vir hulle gesê, vat die klip weg. Martha, die suster van die oorledene, wat net nou vir hom gesê het, die Vader sal alles vir hom gee wat hy vra, sê vir hom, Here, hy ruik al. Hy sal 4 dae nie in die graf. Hy sal 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien. Hy het hulle toe die klip weggeskei. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het dit gesê terwille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo, dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai. Jesus sê toe vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Wat hierdie teks vir ons help om te besef, is dat iets aardskuddends het gebeur met die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld. Dat hierdie teks vir ons kom herinner daaraan dat met Jesus se koms, dat Jesus self is die dood van die dood. En hy is die begin van die lewe. In daai woorde wat hy vir Martha sê, blom die lewe. In daai wêreld waar daar net dood is, en swaar,
en verlies en die vrese wat die dood bring en siekte bring. Breek daar 'n nuwe blom van lewe oop in hulle lewens. As Jesus vir haar sê, Martha, ek bring nie net die lewe. Ek is nie net die tuinier met die groen vingers wat alles kan laat groei nie. Ek is die opstand en die lewe. En wie in my glo, sal lewe, al het hy gesterf, al het sy gesterf. En elkeen wat leef, wat hier nog leef, en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf. En iemand wat hieroor skryf sê, dis 'n wonderlike teks hierdie, want in die een vers sê Jesus eintlik dit wat Martha verwag het. Dat met die wederkoms van Jesus Christus, met die finale koms van God, dat almal uit die doodheid sal opstaan. Dat gelowiges, hulle wat in hom geglo het, allereers uit die doodheid sal opstaan, en daarna al die ander mense. Dit sê die eerste vers vir ons. Jesus is die opstanding en die lewe. Ons wat in hom glo, sal leef, al sterf ons. Maar dan in vers 26, hoor ons dat elkeen van ons wat nou leef, nie eers die lewe van Jesus ervaar wanneer ons hom aan die einde ervaar. Maar dat ons elke oomblik van elke dag in die teenwoordigheid van die opgestane, lewende Here Jesus Christus leef. Wat deur sy Gees hier in hierdie wêreld en in ons lewens teenwoordig is. En dat hy daarom ook die dood wat ook nou hier by ons is, kom verdryf. Die dood in my hart, die dood in my verhoudings, die dood in my werk, die dood in my gesondheid, die dood in die wêreld om ons. Dat ons nooit vrede hoef te maak en moet maak met die dood wat in ons is en om ons is. Omdat Jesus hier is. Hy wat die lewe is, wat die opstanding is, wat dit vir ons moontlik maak, om elke oomblik van elke dag te kan lewe. In Psalm 23 hoor ons dat hierdie opgestane, lewende Jesus Christus is my herder. En daarom is dit regtig so, dat ons niks kort kom. Dat hy die een is wat ons neerlê in groen weiveld. Dat hy hier en nou die een is wat ons bring by waters, waar daar vrede is. Dat hy ons verkoop, nuwe lewe gee, en die spore van geregtigheid lei om sy naam onthul. En dan die vers wat nie op die blaadjie staan, dat selfs al gaan ek ook in 'n dal van doodskare, en dit het Christa nou voor ons ingegaan, dat sy geen onheil hoef te gevrees het nie, want die Here was met haar, is met ons, sy stok en sy staf vertroos ons. Hy, die herder, die goeie herder, is die opstanding en die lewe. Staan op, lewe. Amen. Kom ons buig die hoofde saam. Almagtige hemelse Vader, U wat die skepper God is, wat waaraan niks is nie, praat en lewe kom. Dankie dat U die lewe vir ons bring, en dit nie net aanbied nie, maar self is. U is die weg, die waarheid en die lewe. En Here, wie U het die lewe. Wie U ken, wie die Vader ken, het die ewige lewe, vertel Johannes vir ons. Dankie dat U vir ons plek voorberei het, dat U voor ons uitgaan, en ons kom haal, sodat ons kan wees waar U is. Dankie vir die troos, wat U deur die eeue vir U kinders gee, Here, waarmee ons mekaar kan troos, dat wanneer ons asem uitblaas, dat ons nie mors dood is, en in 'n graf lê of in 'n nis, vir die ewigheid, maar dat ons ontslaap, dat ons aan die slaap geraak het, in 'n slaap wat net U kan wakker maak, en waarin U self gaan lê het,
en hy het opgewek is deur die Vader. Here, wil U ons vul met krag en met hoop, met 'n verwagting, dat saam met die liefde en die geloof wat U aan elkeen van ons skenk, deur die Gees wat in ons kom woon, dat ons nooit die hoop sal verloor op die lewe nie. Nie die lewe hier en nou nie, maar ook die lewe hierna, die ewige lewe. Mag ons U ken, Here, die grootheid van U liefde vir ons. En mag U wat ons lewens kom aanraak met U self in 'n verhouding met ons staan. Mag dit ons inspireer om ten spyte van watter omstandighede in ons lewens ons kan tref, daaraan vas te hou dat U wat die lewe is, U wat die opstanding is, die Here in ons is, hier by ons is, om ons is, onder ons is, voor ons uitgaan, agter ons aankom, ons optel as ons val, bo ons oor ons waak. Mag ons elke oomblik van die dag weet, U is die herder, U gaan saam, U is by, U gaan vooruit, U is reeds daar. Mag knapie en Sunay so vir Christa laat gaan, nie om haar te vergeet nie, maar om te weet dat sy wag. En eendag, wanneer die trompet weer klink en die stem van die aartsengel en U weer kom, dat ons vir ewig by mekaar, saam met mekaar, by U kan wees. Here, mag hulle op hierdie stuk pad wat voor hulle oop lê, mag hulle lewe. En wanneer die siekte en die dood naby hulle kom, mag hulle weet, dit is deel van hierdie lewe, maar dit gaan verby. Dit gaan verby. Dit bepaal nie ons lewe. Wat ons lewe bepaal, is die herder. Is U, die opgestane lewende God. Dankie dat U hand om ons is. Dankie dat U vooruitgaan. Dankie dat ons dit kan glo. Ons glo, Here. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir enigeen wat ietsie oor Christa wil sê, om dit te doen. Julle is baie welkom om dit te doen. Daar sy kos 'n piketburger om die ys te breek. Dankie Mina. Jy kan sommer lekker om praat, dan het ons dit ook op die kamera. Ja. Julle, sorry, ek was 'n bietjie laat gewees. Gaan nie baie sê nie. Ek ken nou, toe ek nog op skool was, ek ken nou van die tandarts daar af. Ons het saam netbal gespeel. Sy was my hulptool. Sy was awesome. Ek wil net sê, daai glimlag wat daar was, dit is wat ek van haar gaan onthou. Baie sterkte. Ek het wat aan die Christa leer ken toe sy nog saam met hom Boetie uitgegaan het. As ek vakansies by my ouma kom kuier het, wat ook net oor die pad gebly het, dan ons was 'n klomp kinders by ouma. Ja, het was nog ander neefies en niggies. As tannie Christa van ek dink dit die tandarts afgestap het boontoe, dis sy my Christel kom. Ek moet eers jou hare gaan kam, jou ma gaan nie van jou hare so deur mekaar hou nie. So tannie Christa, ek sal dit nooit vergeet nie. En dan net van die bedankingsteen van die familie se kant af ook. Ons wil baie dankie sê vir almal wat gehelp het met van die vervoer van tannie Christa, IR, mediese dienste, wat is dit nou? Skus julle. Weskus ambulansdienste wat vervoer het elke keer hospitaal toe. Die mense by Durbanville kliniek wat gehelp het, die IR wat gehelp het, die verpleegsters in die algemene saal, die mense in ICU, Dr. Tron, sowel as Dr. Greiling, baie dankie daarvoor. En dan het ons vir tannie Magdalene en vir dokters, ek naam is baie sleg, dankie Sunay Skeper, baie dankie sê vir die reëlings wat getref is, dat tannie Christa van hier af kon vervoer word het na Durbanville hospitaal toe. En dan wil ons ook vir die mense wat deurgegaan het en vir tannie Christa in die hospitaal gaan kuier het, gaan hallo sê het of totsiens sê het, baie dankie daarvoor. En so enigiets daar anders. Okay, elkeen wat 'n boodskap gestuur het wat geantwoord is, ons waardeer dit baie. As daar boodskappe is wat ons nog nie geantwoord het nie, ons sal 'n punt maak daarvan dat ons daarby uitkom om dit te antwoord. Dan wil ons baie dankie sê vir Dominee, baie dankie vir vandag se boodskap. Dit was regtig goed geweest. En so ook vir Afkop wat ons gehelp het met al die reëlings en vandag se blaadjies. Baie dankie daarvoor.
En dan ook vir Christel en Shamaine wat deurgegaan het, toe ons nie in ons voertuig kon wees, om onmiddellik daar te wees nie, sowel as vir Andrie wat deurgery het van die werk af, ons waardeer dit baie, om by Tannie Christie te wees, sowel as by oom Boetie en Soenay. Baie dankie daarvoor, en Tannie, waar is die Tannie? Nou soek ek die Tannie. Iewers is Tannie Christie, daar sy. Tannie Shamaine Lang, baie dankie Tannie, dat Tannie by, en ek mag nie sê Tannie nie, skus. By Shamaine, wat Tannie die laaste paar daar by oom Boetie en Tannie, nou wil ek sê Tannie, Shamaine, my kop raas, ne? Erg, Soenay. Dat Tannie by ons was, en by my oom en my niggie was, wat gehelp het gesit, en by Tannie Christa gewees het die laaste paar dae, die kos wat Tannie aangedra, die kos wat Tannie gehelp maak het, die huishouding help, hardloop het, al daai dinge gedoen het. Baie dankie Tannie, ons waardeer dit baie. En vir almal van julle wat hier is, baie dankie, ons waardeer dit. Baie dankie Christel. Soenay is baie knap. Ek het niks met knapie gepraat, ek praat net met Soenay. En kry al die opdragte en die goedjies van haar af, en dan vra sy my, maar gaan ek regkom? Dan sê ek nie, ek dink ek sal regkom. So ek wil regtig vir jou baie dankie sê vir al jou reëlings rondom vandag, en dankie dat jy vir jou pa so mooi bystaan. Ons wil jou almal maar net 'n druk gee, knapie, en sê baie sterkte vir hierdie stuk pad wat jy nou moet stap. Mense is so gewoond daaraan om 'n maat te hê, en julle het baie mooi na jou maat gekyk, maar ons dink aan jou in hierdie stuk wat voor lê, dat die Here weer vir jou nuwe dinge sal oopmaak, nuwe deure in hierdie fase van jou lewe. Ons weet jy was nog nooit op so 'n plek soos jy nou is nie, en vertrou die Here, dat die Here sal vir jou die pad wys. Wag op hom, hy is daar, hy gaan saam met jou. Ek lees die begrafnisformulier vir ons terwyl ons hier in die kerk is. Ons gaan na die tyd opbeweeg na die muur hierbo, waar ons dan Christa se as gaan bære, waar jy altyd kan kom besoek. Die fontein loop al ook amper weer. Dit is altyd lekker om daar te wees en net daai rustigheid te ervaar terwyl mense so dink aan mekaar. Die formulier sê, geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat Christa Koetser deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Die Here het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ons het dit nou net gelees, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het sy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons as gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons, maar ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie. Ons het hoop. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kinders tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar sal lewe vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons ook tot eer van die Here. Uiteindelik maak dit nie meer saak of ons lewe of ons sterwe. Wat saak maak is, ons behoort aan die Here. Hy hou ons vas. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons kan nou die geleentheid gebruik om saam lied 510 te sing, genade onbeskryflik groot. Kom ons dink aan hierdie genade van die Here, hierdie belofte, die troos, en dan sing ons die verse van lied 510. Ons kan staan terwyl ons dit doen.
as ons hiervandaan uitbeweeg, dan kan ons maar by hierdie deur uitgaan, eers die familie kan deurbeweeg, hier is vir julle rose, wat julle saam met julle kan vat, en dan kan ons dit daar by die nis gaan neersit, en die ander van ons hier is blare, roosblare, by die kussie, so julle kan maar ook hier verbykom, en dan vat jy 'n paar roosblare vir jou saam, en dan kan ons dit ook bo by die nis, kan ons dit daar gaan neersit, as 'n laaste eerbetoon. Jy hoef nie nis toe te kom nie, as jy net die blommetjie hier wil raak, dan sit ook reg so. Die verversings is net na die tyd hier in die moederskamer, so die wat nie op wil gaan nie, julle kan maar net hier by die moederskamer dan ook vir ons wag. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Hy is die opstanding en die lewe. Gaan leef. Amen. Daar's 'n klein vissersdorpie teen die see, langs 'n oerbou sprokiesmeer en spierweduine sang. Waar die branders aangerol kom teen die rotse en die strand, en die kinders in die sonskyn rondbaljaar. Waar 'n hengelaar van vroeg af sy geluk weer kom probeer, en 'n paartjie skryf 'n liefde in die sand. En een kant bere stokke, vissers skuitjie teen die wind, en ek weet ek het myself weer hier gevind. Elandsbaai waar 'n haan vroeg soggens kraai, en 'n seemeeu heel dag draai op 'n suidoosterwind. Elandsbaai waar die oggendmis se dou, na 'n sterrenag se kou weer nuwe lewe bring. My hart lê daar op Elandsbaai. Daar kan ek in die oggend in die ligte briesie dwaal, my gedagtes met die brande steel. Ek kan droom van my drome, nuwe ligkastele bou, en soos 'n kindjie op die strand rondspeel. Dis my klein paradijsie in my sukkelmens bestaan, waar my lewenspaadjie vrolik vir my baan. Dis my klein Weskusdorpie in die sandveld kontry. Dis waar jy my altyd weer sal vind. Elandsbaai waar 'n haan vroeg soggens kraai, en 'n seemeeu heel dag draai op 'n suidoosterwind. Elandsbaai waar die oggendmis se dou, na 'n sterrenag se kou weer nuwe lewe bring. Elandsbaai waar 'n haan vroeg soggens kraai, en 'n seemeeu heel dag draai op 'n suidoosterwind. Elandsbaai waar die oggendmis se dou, na 'n sterrenag se kou weer nuwe lewe bring. My hart lê daar